Goeiedag. Het jy geweet dat duisende jare voor jou geboorte God presies geweet het wat jy nodig gehad het? God het geweet, jy sou ekstra krag nodig hê, sodat jy nie sou opgee nie. God het geweet, jy het 'n verlosser nodig, wat so groot was, dat die hele Melkweg hom nie kon dra nie. God het geweet, jy het 'n verlosser nodig, wat so sag en sorgsaam is, dat jy na hom sou wend in tye van pyn en lyding. Eeue voor Jesus se geboorte het die profeet Jesaja aangekondig dat God sy seun na die aarde sou stuur. Dit was 700 jaar voor die heel eerste Kersfees. Hy het vir ons gesê, die verlosser sou beide kragtig en persoonlik wees, en hy sou sterk genoeg wees om ons te red, maar ook sag en liefdevol. Die mees indrukwekkende is dat God vir ons sê dat Jesus 'n persoonlike verhouding met ons sou hê. Dit is 'n ongelooflike voorspelling. God sê vir ons dit in Jesaja 40 vers 9 tot 11. En ek lees dit uit die Boodskap vertaling. Bring die goeie nuus, skreeu die wonderlike boodskap uit met alles wat jy het. Moenie bang wees nie, skreeu so hard as jy kan. Sê vir die dorpe in Juda, kyk, die Here gaan kom. Die Here kom met krag, hy regeer met mag. Hy kom gee sy beloning. Hy kom gee ook sy straf. Hy sal vir sy volk sorg, soos 'n skaapwagter sy skape oppas. Hy dra die lammers in sy arms. Hy hou hulle teen hom vas. Hy sorg vir elke lammer se ma. Weereens het Jesaja nie net Jesus se sagtheid voorspel nie, maar ook sy enorme krag. Vers 15 sê hy, die nasies is vir die Here soos 'n druppel in 'n emmer. Hulle is so min, soos 'n stoffie wat jy op 'n skaal probeer weeg. Die lande is vir hom so lig, soos 'n sandkorreltjie. Toe het Jesaja persoonlik geraak, en hy het die koms van Jesus op ons lewens vandag toegepas. Vers 26 en 28 tot 29 sê hy, kyk op na die sterre in die lug. Hy wat hulle gemaak het, laat hulle almal in die aand uitkom. Hy ken elkeen van hulle se naam. Met sy groot krag sorg hy dat nie een van hulle wegraak nie. Verstaan julle nie en begryp julle dan nie dat die Here vir ewig en altyd God is nie? Hy het die hele wêreld gemaak. Hy word nooit moeg nie. Hy word nooit uitgeput nie. Niemand kan hom regtig verstaan nie. Hy gee vir die wat uitgeput is weer nuwe krag. Hy maak die wat swak geword het weer sterk. Ek weet nie watter probleme jy hierdie Kersfees in die gesig staar nie. Ek weet nie watter laste jy dra nie. Ek weet nie watter hartseer, vrees, angs of verwarring jy dalk nou voel nie. Maar ek weet dit, jou Skepper is hier vir jou, met die krag van 'n tsunami en die sagtheid van 'n baba, gebore in 'n krib meer as 2000 jaar gelede. Dink aan 'n probleem wat jy in jou lewe in die gesig gestaar het, wat die krag van God vereis het. Hoe het daardie ervaring jou nader aan hom gebring? Hoe was dit vir jou belangrik om die sagtheid van God te verstaan in die tye van moeilikheid? Hoe voel dit om te besef dat God jou behoeftes lank voor jou geboorte geken het en beplan het om Jesus te stuur om dit te bevredig? En onthou, hierdie Kersfees, moenie opgee nie. Kyk op. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons swaar kry, wanneer dinge ons teen die grond wil druk, dan het ons 'n sagte hand, 'n liefdevolle oor nodig. Maar dankie dat u sagte liefde ook vol krag is, dat u sterker is as enige probleem waarmee ons mag worstel. Help vir ons om te bly opkyk en te bly wag, dat u ook in ons lewens sal ingryp. Dat ons hierdie Kersfees sal onthou en in die Kersfees prentjies van die babatjie in die krib
sal sien dat u gekom het en dat u weer sal kom. In Jesus se naam. Amen.